Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Eksodus hoofstuk 29. Ons het in Eksodus hoofstukke 25 tot 28 gelees van die heilige komponente van die tempel. En hier in hoofstuk 29 word daar in detail gefokus op God se instruksies oor die verordening van die priesters. Nadat God vir Aaron aangewys het om as priester te lei, gee God vir Moses instruksies oor wat dit als behels. En dit geld vandag nog vir elke gelowige, want om in Christus te glo, maak elkeen van ons deel van sy priesterskap. Lees gerus 1 Petrus 2 vers 5 en 9, as ook Openbaring 1 vers 6. Alhoewel offers destyds diere behels het, bring ons vandag geestelike offers. 1 Petrus 2 vers 5 en Romeine 12 vers 1. Nou elke item op hierdie lys in Eksodus 29 was 'n voorskadu van Jesus. Verse 1 tot 9 wys vir ons dat Jesus alles gee wat nodig is vir verlossing. Die bul en ramme sonder gebrek wys vir ons na Christus as volmaakte offer. Jesus het ons skuld en oortredingsoffer geword. Die ongesuurde brood wys dat Jesus sondeloos was. Hy is die brood wat ons onderhou. En wanneer ons in Matteus 26 vers 26 lees, sien ons dat Jesus brood gebruik as beeld van sy liggaam. Die olie simboliseer die Heilige Gees. Christus se dood het ons losgekoop, sodat die Heilige Gees uitgestort kon word. Om 'n priester vir God te wees, begin by dankbaarheid. Dankbaarheid help om sonde uit jou lewe te verdryf, en wanneer jy 'n lewe van dankbaarheid leef, word jou lewe 'n lewende offer vir Christus. God beveel dat Aaron en sy seuns na die ingang van die tent van samekoms gebring moet word, sodat hulle gewas word, voor hulle in fyn klere geklee word. Nou hierdie proses simboliseer die reiniging wat deur Christus se bloed en sy woord aangebied word. Efesiërs 5 vers 26. Ons as gelowiges moet ons daagliks deur die woord van God, die waterbad van sy woord, laat was, om rein te bly en om sodoende 'n lig vir ander te wees. Nou nadat hulle geklee was, het God vir Moses beveel om olie op die hoof van die hoëpriester te giet om hom te salf. Die uitgieting van die olie het die seël van die Heilige Gees voorspel, wat elke gelowige in Christus ontvang. Elke geredde gelowige word dus met die olie van die Heilige Gees verseël. Verse 10 tot 12. Hier lees ons van elke stap wat hulle moes volg, van die hande op die kop van die bul lê, tot die bloed aan die horings van die altaar. En dit het gewys na Christus en die geloof wat ons moet hê in die krag van sy bloed. Soos wat die horings in verskillende rigtings uitgestrek is, simboliseer dit mag. En dit wys vir ons dat die krag van Christus se bloed so sterk is, dat daar geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is nie, en dat Christus se versoeningsoffer beskikbaar is vir die hele wêreld. Wanneer ons in verse 13 tot 18 lees, moet ons toelaat dat God ons reinig. Sekere dele van die offer is gebrand as 'n lieflike geur vir God, en ander dele moes buite die laar verbrand word. Nou net so moet ons gebede 'n lieflike geur vir God wees. Ons moenie oor bose dinge top nie. Psalm 141 vers 2 sê, laat my gebede soos reukwerk voor U staan. God sal ons verborgde sondes en ons alledaagse sondes kom reinig. Ons moet daagliks tyd in sy woord spandeer, en omrede ons in verhouding staan, sal ons ongeregtighede bely, sodat ons gereinig word. Verse 19 tot 21 praat van
bloed aan die regteroorlel, die hand en voet, en die bloed aan die altaar en salfolie wat gesprinkel moet word. Ons moet dus oorgee om gelei te word deur die Heilige Gees. Ons moet toelaat dat die Gees van God ons gedagtes kom reinig, sodat ons in vergifnis kan wandel. Dan sien ons 'n belangrike instruksie in verse 22 tot 25. Hierdie deel praat van selfverloning. Die vet was beskou as die lekkerste of beste deel wat aan God geoffer moes word. Nou dit sê dat ons beste aan God moet gee. Jesus sê in Matteus 16, elkeen wat sy lewe ter wille van Christus verloor, sal dit vind. In verse 26 tot 30 lees ons van die bors wat liefde simboliseer, as beweegoffer aan die Here gewy moet word, en die duibeen of bout wat krag simboliseer, as hefoffer aan die Here gewy moes word. Nou dit herinner ons dat Christus uit liefde sy lewe vir ons neergelê het en dat ons aan hom behoort. Wanneer ons hom al die eer en aanbidding gee, sal hy ons toerus om alle omstandighede te oorkom deur die krag wat hy ons gee. Verse 31 tot 46 praat van tyd, besinning en 'n voortdurende bewustheid van offerande en versoening. Nou aangesien Jesus, ons hoëpriester, ons met sy eie lewe gekoop het, mag ons nou in 'n gemeenskapsmaal met God geniet. In Openbaring 3 vers 20 nooi Jesus ons om saam met hom te eet. Dit praat van persoonlike verhouding. Niemand kan namens jou eet en jy word versadig nie. Jy kan ook nie net kos aan jou buitekant van jou lyf smeer en dit inneem nie. Nou net so kan niemand namens jou verhouding met Christus hê en dit aan jou afsmeer nie. Jy moet aktief deelneem, daagliks tyd in die woord van God spandeer en verhouding met hom bou. Die doel van al hierdie instruksies het eintlik om verhouding gegaan. God sê, hy wil onder sy mense kom woon en hulle God wees. Vandag doen hy dit deur sy Gees wat in ons woon. Om tyd met God te spandeer, moenie vir jou 'n plig wees nie. Dit moet 'n lewende verhouding met hom wees. Laat jou lewe 'n dankoffer wees, 'n lewe van verhouding met Christus, waar sy vreugde deur jou sigbaar word. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Totsiens.